Ons vier Goeie Vrydag en ons vier Paasfees. Twee groot feeste vol betekenis. En dan is daar Hemelvaart. En dit glip net so verby ons. Ons geen lang dienste nie, geen spesiale kos nie. Dit is amper soos 'n stilte tussen twee groot musieknote. Jy wag vir die volgende ding om te gebeur. En ek wonder of dit dalk toevallig is. Ek wonder of Hemelvaart nie te ongemaklik is om te vier nie. Want as ons regtig hoor wat Hemelvaart vir ons sê, dan vra dit iets van ons wat ons nie regtig wil gee nie. Kom ons wees eerlik. Die woord koning sit baie sleg in ons keel. Ons beeld van 'n koning kom uit die middeleeue uit. En 'n koning was iemand wat op 'n troon gesit het, wat sy mag uitgevoer het, wat voorgeskryf het, wat jou lewe beheer het en daarmee jou vryheid weggevat het. Die koning se woord was wet. En as jy dit nie gevolg het nie, dan moes jy die nagevolge gelei het. En iewers hier in die 1980s, 1990s, het 'n generasie besluit, nee dankie. Die Gen X'ers het rebelleer. Die millennials het voortgegaan daarop. Die nuwe reël van die dag het geword, niemand sal vir my sê wat om te doen nie. Nie my baas nie, nie my ouers nie, nie die samelewing nie, en nog minder godsdiens. Julle sien, dit is eintlik een van die grootste aanklagte teen die Christelike geloof. Mense het gesê, die Christene wil vir ons voorskryf wat om te doen. Die Christene wil net beheer hê. Die Christene wil nie hê, jy moet jou eie keuses maak nie. En dan, hoe reageer ons toe daarop? Christene het toe probeer om Jesus sagter te maak, meer aanvaarbaar te maak. Julle sien, ons het nou Jesus aanvaar as 'n redder, want 'n redder is veilig. 'n Redder doen iets vir jou en dan is hy klaar. 'n Redder vra nie te veel van jou nie. Hy skryf nie voor nie. 'n Redder is net daar as jy hom nodig het. Maar Hemelvaart gaan ons vandag in die oë kyk en iets anders vir ons sê. In Handelinge 1 staan daar hierdie verse. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En ons lees dit as trooswoorde, as 'n belofte van die wederkoms. En dit is dit, maar is ook soveel meer. Juist vir die disippels wat daar gestaan het dit soveel meer beteken. Want toe die engele vir hulle sê, julle sal hom so sien terugkom op die wolke, klik daar iets in hulle. Hulle het groot geword met 'n teks, Daniël 7. En in Daniël 7 staan daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese. Hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor hom gebring. Aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. Dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Die engele herinner die disippels nie net aan 'n belofte nie, maar hulle wys hulle terug na hierdie teks uit Daniël uit. Hulle sê, julle het sopas gesien wat Daniël ook gesien het. Hierdie is nie net 'n groet nie. Dis nie net 'n totsies en daar gaan Jesus weg nie. Nee, Hemelvaart is 'n troonbestuiging. En Petrus verstaan dit ook. 'n Paar dae later, na die Pinkstergebeure, sê Petrus hierdie woorde, laat dan die hele huis van Israel verseker weet, dat God hom Here en Christus gemaak het.
hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Die woord Here, Kyrios in Grieks, is nie net 'n mooi titel nie. Hierdie woord is dieselfde woord wat die Jode gebruik het vir God. Soos Petrus hierso sê, Here en Christus, dan sê hy eintlik Jesus self. Hy sê daarmee, Jesus is die koning wat oor alles en almal regeer. Hierdie is nou sy koningskap. Hierdie woorde is 'n aankondiging, is 'n proklamasie, nie trooswoorde nie, maar koningsverklaring. Die hemelvaart is in wese 'n troonbestuiging. Jesus gaan nie weg nie. Hy gaan om te regeer. En hier is die ongemaklike vraag van die hemelvaart. Is Jesus net jou redder of is hy jou koning? Want daar's 'n verskil tussen hierdie twee. Sien, 'n redder doen iets vir jou en jy reageer met dankbaarheid. 'n Redder red jou uit iets uit, van iets af. Maar jy kies nog steeds daarna waar jy gaan woon. Jy kies nog steeds wat jy gaan doen. Jy kies nog steeds waarop jy jou geld gaan spandeer. Jy kies nog steeds in watse verhoudings jy wil wees en hoe daai verhoudings moet lyk. Jy kies nog steeds wat jou eie prioriteite is. Jy kies nog steeds aan wie jy lojaal wil wees. 'n Koning het 'n aanspraak op jou lewe. Nie net op Sondag nie, nie net op die geestelike dele van jou lewe nie, maar op alles. 'n Koning het 'n aanspraak op al jou verhoudings, op jou ambisies, op jou prioriteite, op jou beursie, op die besluite wat jy moet neem wanneer niemand kyk nie. En dit is wat ons ongemaklik maak. Dat daar 'n koning in ons lewens is, wat wel 'n aanspraak het op alles van wat jy doen en wie jy is. Maar hier is die ding. Hierdie koning is nie die koning van die middeleeue nie. Want ek wil julle nie terugdruk na die middeleeuse verstaan van 'n koningskap toe nie. Nee, hierdie koning bring iets anderste. Julle sien wat Jesus 'n anderse koning maak. Is dat hy nie die troon verkry het deur mag nie, maar eerder deur die kruis. Voordat Jesus die troon bestyg het, het hy eers neergekniel en voete gewas. Voordat hy bekroon is met die hemelse kroon, het hy eers 'n aardse doringkroon gedra. Hierdie koning het sy lewe gegee, nie deur te wil beheer nie, maar deur lief te hê. Hierdie gesag van Jesus is nie die gesag van 'n tiran wat jy wil buig met sy mag nie. Dit is die gesag van iemand wat jou liefhet, meer as wat jy jouself liefhet. Dit is die gesag van iemand wat jou ken, meer as wat jy jouself ken. En die belangrikste ding wat jy kan ontdek van hierdie Jesus as koning en om onder sy koningskap te leef, is nie dat jy jou vryheid gaan verloor nie, maar is eerder dat jy vir die eerste keer in jou lewe werklike vryheid kan vind. Want julle sien daardie dinge wat ons noem keuses, die angs wat ons ry, die goedkeuring wat ons soek by ander mense, die geld wat ons aanbid, dit is nie vryheid nie. Dit is maar net 'n anderse soort koningskap. En daardie konings kan nie sorg vir jou nie. Net Jesus, die koning van konings, kan vir jou sorg. En daarom wil ek jou uitnooi op hierdie hemelvaartdag, dat jy 'n tree verder beweeg. Beweeg verder as Goeie Vrydag. Ja, onthou die kruis
met dankbaarheid, maar beweeg aan. Ja, onthou die leë graf, maar stap verder. Kom tot by die hemelvaart, waar die koning voor jou is, en jou omhels met liefde en jou innooi en jou vrymaak. Vandag se hemelvaart vra vir jou die vraag: het jy net 'n redder of is Jesus koning van jou lewe? Ek kyk op na die hemel, van waar U regeer, maar ek is my eie koning, wat myself beheer. My lewe na my sin, my wil ongebonde, maar is dit vryheid, of net dieper wonde? Halleluja, U is koning, U regeer oor die woning, oor my lewe, oor my wil. Voor U troon word ek nou stil. Ek kyk op na die hemel, van waar U regeer. U is nou koning oor my en al my wonde. Ek buig nou neer, lê my wil voor U neer, want in die liefde vind ek my ware vryheid weer. Halleluja, U is koning, U regeer oor die woning, oor my lewe, oor my wil. Voor die troon word ek nou stil. Halleluja, U is koning, U regeer oor die woning, oor my lewe, oor my wil. Voor U troon word ek nou stil. Ja, voor U buig ek neer. U regeer oor my alleen.